Geliefdes, wat 'n voorreg is om almal vanmiddag saam te kan wees. Dit gaan gelukkig nie oor ons nie, maar dit gaan oor daai man wat sy lewe geskenk het vir ons. Wat al ons sondes op hom geneem het. Wat 'n voorreg en wat 'n voordeel is dit vir ons. Geliefdes, daar sê afkondiging sê, daar is net Sondag aand, asseblief, kom op, 4:00 of 1600, kom op, moet dit nie mis nie. Wat? Nee man, dit is nie Sondag vandag nie. Maar nee, kyk, wat hier is, Woensdag, Sondagoggend, woonbediening is Pastoor Marius, Sondag aand, nagmaaldiens is Pastoor Thys, verjaarsdag, vandag, 3de, Lewel. Is jy nie? So, ons gaan nie sing, ons moet maar gesê het, nee, ons het om allemaal staan, maar okay is nie. Geliefdes, kom ons staan, en dan gaan het, my sister vra om vir ons so open met gebed, en daarna gaan ons die naam van die Here groot maak. Maar geliefdes, wanneer ons vandag sing, kry 'n prentjie in jou breins, vir wat Jesus werklik vir ons Here gegaan het. Ons maak toe die woord. Here, vanaand kom ons na U sê U dankie dat U ons weerens oor die dikwels van U Gees kom gebring het. Waar ons vanaand kom luister, Here, wat die woord vir ons sê, dat dit in ons harte sal ingaan, dat ons 'n karakter sal neem. Ons herdenk U dood vanaand, Here, en ons vra U asseblief, Here, maak ons attent daarop, die prys wat U vir ons betaal het. Soveel het ons so dankbaar, Here, dat U die volbragte prys betaal het. Nie meer diere, bokke, stiere, wat 'n bloed moes tap nie, maar U bloed het vir ons getap, Here. En ek sê vir U baie dankie, Here, dat U daai stap geneem het om ons die verlossing van sonde te kom bewerkstellig. En sê vir U baie dankie, Here, ek wil die pastoor wat die woord sal bring opdra na U toe, musikante, wil vra dat U ook hulle sal seën. Here, dat ons sal nie hier wees om te beneden. Die Here het ons hiernatoe gebring om dit te doen. En ek sê vir U baie dankie daarvoor, Here. Praat met ons in Jesus wil. Amen. Hallelujah.
En daarna gaan pastoor Erik ons die woord gee. Die woord van die Here sê in Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Jy kan die ewige lewe hê, deur te glo in Jesus Christus, en dit wat hy vir ons aan die kruis gedoen het. Hy het al ons sondes op hom geneem, past, present en future. Halleluja. Loof die Here. Halleluja. He walked the streets to Calvary, the rock of cross he bore. The crowd stood by and watched this man. They heard him preach before. I'm not sure I'm worthy, such love I never find. When he was on the cross, I was on his mind. A look of love was on his face, the thorns on his head, the blood that stained his scarlet robe, it stained it crimson red. Though his eyes were on the crowd that day, he looked ahead in time. When he was on the cross, you and I was on his mind. He knew me, yet he loved me. His glory makes the heavens shine. Unworthy of such mercy, when he was on the cross, I was on his mind. No one ever cared for me like Jesus. There's no other friend so kind as he. No one else could take my sin and darkness from me. Oh, how much he cares for me. When he was on the cross, when he was on the cross, I was on his mind. Halleluja.
ons buig ons hoofde en ons bid saam. Baie dankie ons Hemelse Vader, Here vir die wonderlike voorreg wat ons het om op die dag, Here, terug te gaan na die dag toe waar U U lewe afgelê het namens ons, Here, want die prys moes betaal word, Here, sodat die liefde wat U die Here daar uitgegiet het, ons eie kan word. Help ons vanmôre, Here, as ons in die Gees teruggaan, Here, om te weet dat dit wat ons in ons harte het, as ons glo, Here, gebetaal is met bloed. Bid en bly dit met Here danksegging. Amen. Nou nodig ons om U te sê, ons gaan lees in Johannes hoofstuk 19. En ek wil vir u lees van vers 17 tot 27. Jesus het self sy kruis gedra en uitgegaan na die kopbeenplek toe, soos dit genoem is in Hebreërs Golgotha. Daar het hulle hom gekruisig en saam met hom 2 ander, een aan elke kant met Jesus in die middel. Pilatus het ook 'n opskrif geskrywe en dit aan die kruis gesit. Dit het gestaan: Jesus van Nasaret, die koning van die Jode. Baie van die Jode het die opskrif gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is, naby die stad was. Die opskrif was in Hebreëus, Latyn en Grieks. Die priesterhoofde van die Jode het vir Pilatus gesê, moet nie skrywe die koning van die Jode nie, maar skrywe het gesê, ek is die koning van die Jode. Pilatus het vir hulle gesê, wat ek geskrywe het ek geskrywe. Toe die soldate Jesus dan gekruisig het hulle sy boklede gevat en dit in 4 dele verdeel. En vir elke soldaat 'n deel. Hulle het ook sy onderkleed gevat. Dit was sonder naad van bo in 1 stuk geweef. Hulle sê vir mekaar, ons moet dit nie skeer nie. Kom ons lood dit. Lood wie dit moet kry. Dit het gebeur sodat die skrif vervul kan word, wat dit sê, hulle het my klere onder mekaar verdeel en vir my kleed het hulle gedood. Dit is die wat die soldate gedoen het. By die kruis van Jesus het ook nog sy moeder en sy moeder se suster, en Maria, die vrou van Klopas en die Maria Magdalena gestaan. Toe Jesus sy moeder sien en die disipel vir wie hy baie lief was, wat daar staan, sê vir haar, daar is die seun. Daarna sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. Van hierdie oomblik af het die disipel haar in sy huis geneem. Die Here seën elkeen wat bereid is om te luister na die woord van die Here, soos in die woord van die Here opgeteken. Nou nodig is om vir u te sê, my tema van my boodskap is die kruisiging. En ek wil 'n bietjie uitbrei oor die woorde en die wonde wat Jesus daar gebruik het op die hemel. Jesaja het in die jare 90-47 voor Christus het hy geprofeteer, iemand gaan na die wêreld toe kom en sy lewe aflê. Ek wil graag die getal weer hoor sê. 690 tot 640 was die leeftyd wat Jesaja gelewe het en het alreeds van Jesus gehoor. Dit wil sê, die kruisiging is vooraf gegaan deur elke keer mense te herinner, Jesus kom. Die kruisiging vir ons wat glo, is iets wat die Jode jare doen met 'n moordenaar en 'n verkragter. Kom ek verduidelik wat doen hulle. Hulle het 'n sambok, het loodstukke op. Die persoon moet 39 houe deur 'n soldaat geslaan raak. En nie waar nie, net oor sy rug. Om 'n idee te gee hoe dit werk, elke hou wat hulle slaan, as jy hom terugtrek, dan kom maar 'n stuk vlees af. En dan mag nie meer as 39 slaan of minder nie. Dit moet 39 hou. Daar was ondersondelik 2 tipe kruise, die reguitpaal en die een met die kruis op. Nou Jesus is gehang op die een wat die kruis het, wat symbolies God met mens versoen en mens met mens. Ek praat met u oor die wonde. Hy het 5 wonde opgedoen. Een in elke hand, linker en regter, en een in elke voet.
Die dag wat hy sy asem, die oomblik wat hy sy asem uitblaas, het hy 4 wonde gehad. Jy weet my? Daar is 7 kruiswoorde. Ek gaan nie in die detail met u nie. Ek wil net u in die gees saam met my gou gaan staan met die kruis. As u daar staan, saam met die klein skare, jy kan oplet, is net 3 vrouens, die disciples, die soldate, klein groepie. God het wat hy amper 700 jaar terug het hy nou met 'n klein groepie in vervulling gebring. As hulle daar staan, dan probeer hy vir hulle sê ek is dors. En vat hy die spons en druk hom binne na sy en hulle van gee. As hy proe, dan weier hy het om te drink. Want hy wil graag die pyn en die lyding wat hy moet dra, wat hy dra sonder probleem. Is nie net my. Terwyl hy hang aan die kruis en hy word gespot en allerlei dinge gedoen, dan kyk hy na die disipel waarvoor hy lief was en hy sê vir hom, daar is jou moeder. Hy kyk na die moeder en hy sê, daar is jou seun. Dit wil sê, in Jesus se kruisiging gee mense aan mens oor om na toesig te hou. En die 2 mense moet nou na mekaar kyk as hy sê asem uitblaas. Terwyl hy op die kruis hang, weet ons, hy het die doringkroon op sy kop. Deel van die geksteer, van die verbylopers. Jy het allemaal genees en gezond gemaakt. Maak jouself los. En klim af van die kruis af. Bespotting wat Jesus verdier rondom die woorde wat hy daar uiter, is woorde van waarheid, woorde van krag, woorde wat emosies reflekteer. Want om iemand en iemand se sorg te gee is, kyk verder na die persoon. Van die laaste woorde, ek gaan nie op elkeen van die noem nie. Laas is die laaste asem. En hy sê, Here, aan u gee. Dit is dat donker oor die Here wêreld kom, en die hoofman oor 100 sê, Vader, hy was die seun. Ek en u 'n bietjie nader kom en kyk, hoekom moet hy so prys betaal? Onthou, vanaf Adam en Eva se tyd, dwars deur tot hy gebore is, was daar diere doodgemaak. Hulle moes bloei om die prys en die versoening te betaal, wat destyds deur die hoofpriester 1 keer 'n jaar gedoen is. Maar nou, dinge verander. Christus staan in die hoofpriester se plek, om die prys namens u en my te betaal. Sy wonde, die 4 wat hy opgedoen het, tydens bespotting, tydens gekskeer. Gee al reeds vir ek en u, ek is nie 'n man is wat geen sonde het nie. Bybel sê hy is vlekkeloos. Hy is die heiligste man wat daar op hierdie aarde gelewe het. Sterwe in my plek en in die plek. Hy wie op 'n hout hang is vervloek. Soveel so, een van die woorde wat hy sê, my God, waarom het u my verlaat? Wat gebeur? God draai sy rug op sy eie seun. Want God is heilig. En omdat Jesus sonde geword het vir u en vir my, kan God hom nie vereenselwig met dit wat daar gebeur het. As hy sy asem uitblaas, nou die gewoonte van hierdie mense is mos, hulle gaan na die liggaam af. Toe hulle Jesus se liggaam afhaal, sien hulle hy is klaar dood. Want as een soldaat, hy haal sy swaard uit, hy steek hom deur Jesus se sy,
En daar kom 'n mengsel van bloed en water uit. As jy met die mense van autopsie praat, dan gaan hulle vir jou sê, indien iemand sterwe, en daar kom 'n water en bloedmengsel uit hom liggaam uit, beteken so 'n persoon het gesterwe van hartseer, van pyn, van interne emosies waarmee hy geworstel het. En die staan nie, hy kan die prys betaal, maar ons glo nog steeds. Dat is die rede waarom die 5de wond wat die soldaat toegedien het, was 'n autopsie om vir u en vir my 'n bewys te gee. Christus sterwe as gevolg van ons ongeloof, ons ongeloof, ons twyfel, ons klein gelowigheid. Want op 'n ander keer kom hy met die rug in die donkie in die huis in Jerusalem in. 'n Klein groepie trek hulle klere uit. Hulle gooi dit voor hom. Jy onthou mos nie, die eerste wat ons gebring was, daartoe. Hy huil. Dat hy bekommerd oor die ongeloof in mense se harte. Hy sterwe vir die hele wêreld, maar net 'n klein groepie glo en stel belang in hom. Sien, ons herdenk vandag 'n dag waar ons kan 'n bietjie terugskrap. Vorige keer het die disippels gekry en Thomas as by. Keer daarna is Thomas by. Sê vir Thomas, gee my jou vinger. Druk dit deur my hand. Gee my jou arm. En druk hom deur my sy. Stief na die na my sit en luister. En jy het nog steeds die mentaliteit van 'n Thomas. Dat vir u sê, ons erken Jesus op een manier. En dit is die wonde in sy hande en in sy sy. Want deur dit het hy pyn en lyding deurgegaan om vir u en my lewe en oorvloed van lewe te gee. Indien ons glo. Yes, amen. Ons herdenk vandag ook 'n kruisiging waaraan baie mense het op kruise gehang. Maar hom hang het vir hom die mag gegee en die gesag om die duiwel om af te gaan na die doderyk toe en die sleutels te vat by die duiwel om oop te maak as dit oop is, as hy dit oop maak en toe te maak as hy dit oop maak. Daar wat ons bedenk vandag is 'n dag waar het, omdat hy pyn en lyding deurgemaak het, kan hy pyn en lyding genees. Onthou jy al die wonderwerke wat hy gedoen het terwyl hy nog geleef het? Vandag betaal hy die prys. Want die bloed wat uit sy hande uitloop, was dieselfde hande waarmee hy dit kon uitsteek en genesing aan menige kon gee. Jesus se dood ook vir u en vir my 'n weg gebaan om die ewigheid in te stap en te weet vir die wat ek wat lewe en regtig gehoorsaam aan God belewe, baan hy 'n weg om ook hande op te lê vir hulle siek is. Ja, om pyn en lyding deur te gaan met die wete dat hy die een is wie ons kan roep en sê, Here, help. Ek wil afsluit. En ek wil sê, Jesus se dood, althans terwyl hy lewe, die vir almal gesê, die dood gaan ek oorwin. En jy sien, baie mense sien Christendom as 'n godsdiens. Nee, ons is nie net 'n godsdiens nie. God het oor jare, lange jare, het hy gesê wat gaan hy doen, en hy het dit gedoen. Sien, dit het tyd geword dat ek en u moet onthou, ons glo nie net in beelde en in klippe in God nie. Ons het verlosser leef. Amen. Ons buig ons voor. Baie dankie ons Hemelse Vader. Here Jesus, dat ons in hierdie middaguur saam kan gaan na die Here van God. Dat daar Here waar U die lewe afgelê het om vir ons oorwinning van 'n ander aard te gee. Oor die dood wat voor ons lê en alles wat in hierdie lewe gebeur, U aan te kan roep sodat ons kan proe en kan sien dat U die Here is werklikheid. Bid en bly dit met vele danksegging. Amen. Amen.
is bly. Amen. Want dit wat Jesus vir ons opkom. Julle weet, ek sê daar, en as ek so kyk, dan sien ek almal, daar is hier as 'n grim op my gesig toe. Kind van God, ons is die mense wat moet bly wees. Maar as ek so uitgaan buitekant toe, is die wêreldse mense blyer as wat ons is. Want hulle is bly hulle te naweek om weer te sing. Kind van God, ons moet beginne ons beeld uitwys na buitekant. Want die mense buitekant het werklik ons nodig. Hoor wat ek julle vandag sê, geliefdes, dat het ons werklik nodig. Ons wil nog wat, ek wil nie as die mis nie. Maar ons gaan ook gaan wat foute sê, wat ons gaan sê. Kyk die naast jy. Chris, geliefdes, kom ons staan. Ek wil net asseblief as een vraag vra. Want sy moet speel terwyl ons die tieners en opverklaring opneem. Hy leef, hy het opgestaan. Dankie my suster. Baie dankie ons Hemelse Vader, Here, vir die voorreg wat ons het. Here, om by hierdie plegtigheid weer bewus te word, Here, dat jy die lewe afgelê het. Help ons, Here, om ons gedagtes op die Here gefokus te hou, sodat die saligheidsplan, Here, wat die Here vir ons lewe het, bewerklikheid word. Ek bid en bly dit met vele danksegging. Amen. Nou mag die genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus, die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, rus en bly met ons van nou af tot in ewigheid en almal wat dit glo sê. Amen.